Geliefdes, baie welkom by hierdie erediensgeleentheid ook. 'n Dag wat ons uiteensit om ons vaders te herdenk. Maar in en deur dit alles, geliefdes, laat ons nie vergeet om hom te herdenk, ook wat ons elke liewe dag ook so ons Vader noem nie. Geliefdes, kom ons sit net so en ons buig ons harte vir 'n oomblik. Here, stuur u lig en u waarheid. Laat die ons lei. Laat die ons bring tot u heilige plekke en u heilige woninge. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word aan die geskenk van God ons hemelse Vader. Dit word ryklik vermenigvuldig in Christus Jesus sy Seun deur die kragvolle werk van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, ons wil u nooi om die woord van die Here saam met ons oop te maak. Ons skriflesing vanmôre vind ons in 1 Konings hoofstuk 13. 1 Konings hoofstuk 13. Is dit nogals interessant as jy die konteks gaan lees oor die twee manne wat ons vanmôre so 'n bietjie gaan hanteer. Die een se naam ken ons nie. En die tweede een is 'n man met die naam van Jerobeam. Jerobeam wat 'n koning was, as ook 'n priester. En nou 'n priester is mos nou iemand wat moet uitstaan vir God, né? 'n Priester is iemand moet lei in die weë van die Here. 1 Konings hoofstuk 13 vanaf vers 1. Toe kom daar 'n man van God uit Juda neer die woord van die Here in Bethel aan, terwyl Jerobeam op die altaar staan om offerrook te laat opgaan. En hy het uitgeroep teen die altaar deur die woord van die Here en gesê: Altaar, altaar, so spreek die Here, kyk, 'n seun sal gebore word vir die huis van Dawid met die naam van Josua, en hy sal op jou slag die priesters van die hoogte wat op jou offerrook laat opgaan, en op jou sal mensbene verbrand word. Net dieselfde dag 'n wonderteken aangekondig en gesê: dit is die wonderteken dat die Here gespreek het. Kyk, die altaar sal uitmekaar skeur en die as wat daarop is afgegooi word. En net toe die koning die woord van die man van God hoor wat hy teen die altaar in Bethel uitgeroep het, steek Jerobeam sy hand uit bo van die altaar af en sê: gryp hom. Maar sy hand wat hy teen hom uitgestrek het styf geword sodat hy dit nie weer kon terugtrek nie. En die altaar is uitmekaar geskeur en die as is van die altaar afgegooi volgens die wonderteken wat die man van God aangekondig het deur die woord van die Here. Toe begin die koning aan die man van God sê: smeek tog die aangesig van die Here jou God om genade en bid vir my dat my hand tot my terugkeer. En die man van God het die aangesig van die Here om genade gesmeek sodat die hand van die koning tot hom teruggekeer het en dit soos tevore was. Daarop sê die koning aan die man van God: kom met my saam huis toe en versterk jou en laat ek jou 'n geskenk gee. Maar die man van God sê vir die koning: al gee u my die helfte van die huis, ek kan nie met u saamgaan nie en ek kan geen brood eet of water drink in hierdie plek nie, want so het die Here my bevel gegee deur sy woord en gesê: jy mag geen brood eet of water drink, jy mag nie terugkeer met die pad waarmee jy gegaan het nie. Hy het toe met 'n ander pad gegaan en nie teruggekeer met die pad waarmee hy na Bethel gekom het nie. Geliefdes, net tot sover het die kosbare woord van die Here vir die manne vir wie dit moontlik is. Ek nooi julle staan saam met my en ons soek die Here ook so in gebed.
Ons Hemelse Vader, Here, baie dankie vir ons kosbare samesyn in hierdie oggend. Here Jesus, baie dankie dat ons daardie kosbare lied kon sing, die Here is my herder. Niks sal my ontbreek nie. Meer dit saam, Here, net die nagedagtenis wat ons kan hê, baie diep haal U ons uit. Maak nie saak in watter omstandighede ons onsself bevind nie. Maak nie saak deur watter storms ons in die lewe gaan nie. Net daardie blye versekering, baie diep haal U ons uit. En Here, ons eer U vir U grootheid. Here, ons eer U vir U guns. Ons eer U, Here, omdat U alomteenwoordig is, Here, omdat U hier in ons midde is. Ons eer U, Here, omdat daar vir U niks onmoontliks is nie. En ons is dankbaar, Here, op hierdie dag wat ons Vadersdag kan noem, dat ons ook die kosbare voorreg het om U ons Vader te kan noem. Met dit saam, Here, wil ons waarlik kom intree vir elke liewe Vader, vir elke liewe pappa. En die groot taak, Here, wat pappas het om te vervul. Die voorbeeld wat paas moet stel. Die wysheid, die leiding, die ondersteuning. Wil U asseblief elke liewe pa naby wees? Wil U asseblief, Here, vir elke pa kom bemoedig? In die woord kom lei. Dat ons as paas daardeur, Here, 'n voorbeeld kan stel vir die wêreld daar buite. Asook so vir ons kinders. Ons kom sê dankie, Here, vir hulle getrouheid. In die wêreld waarin ons leef, Here, weet ons en ons sien, dis nie iets wat vanselfsprekend kom nie. En Here, so ook wil ons kom bid, Here, vir elke liewe kindjie wat sonder 'n pappa moet groot word. Dat U hulle ook so sal kom omvou. Dat hulle ook so sal weet dat in U kan hulle ook 'n Vader vind. Dankie, Here, vir ons gemeente. Dankie, Here, vir elke liewe aspek waarin ons kan deel hê. Ons kom noem weer, Here, die gebedslys name voor U aangesig. En kom vra, Here, dat U hulle sal kom aanraak in hierdie tyd. Ons is dankbaar, Here, vir herstel. Daar waar ons kan sien hoe dat die hand van die Here genees. Want ons weet, Here, en ons vertroue is daarin gerig dat dit is in U krag. As ons net die soem van die Here Jesus kan aanraak, dan sal hulle genees word ook. Here, ons wil kom bid vir elke liewe persoon wat 'n bekommernis of 'n bemoeienis in hulle hart dra. Here Jesus, U self het gesê, almal wat vermoeid en belas is, kan na U toe kom en Here, U sal vir hulle rus gee. Here, mag hulle verwagting in hierdie oggend ook oortref word. En ook nou, Here, waar ons vanuit die woord gelees het en oorgaan na die bepeinsing en die oordeenking daarvan, Here Jesus, mag U ons asseblief lei. Mag U tot ons harte kom spreek. Here Jesus, mag U wil in hierdie oggend geskied. Dankie, Here, dat ons dit alles by U voete kan kom neerlos. En ons weet en ons vertroue is juis daarin gerig dat U is die volëinder van elke goeie werk. Ons bid dit, Here, in diepe afhanklikheid met groot dankbaarheid in ons harte. In die naam van die Here Jesus Christus alleen. Amen. Geliefdes, ons teks van oordeenking vind ons daar in die eerste gedeelte. Ons wil eintlik net klem lê op daardie woorde, toe kom daar 'n man van God uit Juda. En die kontras wat ons nou wil stel is juis hierdie, toe kom daar 'n man van God uit Juda, terwyl daar eintlik veronderstel 'n man van God op die toneel was. Ek meen, hier is Jerobeam
En hy is besig om offerrook te laat opgaan. Hy is besig om die priesterlike dingetjies en daaietjies te doen. Maar wat 'n klap in die gesig is dit nie wanneer jy die koninklike priester dingetjies doen en ewe skielik nou, terwyl jy dit doen, nou kom daar 'n man van God op die toneel. En geliefdes, na aanleiding van dit wil ons graag met u praat onder die tema 'n man van God. En nou kan ons gedagtes so 'n bietjie terugverwys. Jy weet, wanneer ons so 'n tema hanteer, dan moet ons dit opbreek, want daar is eintlik verskillende dingetjies hierin wat ons moet raak sien. En die eerste een is, wat is 'n man? As ons wil uitkom by 'n man van God, wat is 'n man van God? Hoe lyk 'n man van God? Moet ons eers nou tot die stelling kom van wat is 'n man? Weet julle hoekom dra vroue handsak? Jy al ooit daaraan gedink? Hoekom dra 'n vrou 'n handsak? Want 'n man dra baard. Dis hoekom. Ons kan vanmôre vinnig 'n groot debat hier begin deur om te sê 'n ware man ry 'n Toyota. Né? En die manne met die Ford gaan vir my sê nee, dis nie so nie. Ons kan dit nie so meet nie. 'n Man is iemand wat 'n engine uit 'n kar uit kan haal met sy kaal hande op die grond kan neersit, om in 5 minute kan oordoen en dan weer kan terugsit en dan betyds gaan wees vir kerk. Dis 'n man. Is ek reg? Nee. Geliefdes, die wêreld daar buite het regtig baie groot opinies van wat 'n man is. Hoe 'n man moet lyk, hoe 'n man moet ryk, wat 'n man sê. Ons almal ken selfs daardie gesegde wat sê, cowboys don't cry, mans huil nie. Jy weet, 'n man is iemand in vandag se tyd wat in 'n kroeg instap en almal uitmekaar uit kan slaan en dan nog met hulle almal op sy skouers daar in die parkeerarea gaan neersit. Dit is een van die wêreld se opinies van 'n man. 'n Man is iemand wat in 'n motorhuis kan instap en elke stuk gereedskap teen die muur by sy naam kan uitken. As jy nie 'n baard dra nie, is jy nie 'n man nie. Klomp dinge, geliefdes. As ons nou die vloer moet oopgooi van wat 'n man is ons hier tot die aanddiens vanaand. En as jy net na daai persepsie gaan kyk van wat is 'n man, dan kan ons baie duidelik sien hoe daai persepsie oor al die jare verander het. In die vroeë 1900s het die manne gestaan vir 'n sekere ding en 'n man het so gelyk en 'n man het so geryk en 'n man het dit gesê en 'n man het dat. En toe kom die 1950s en die manne van die 1950s en die manne van die vroeë 1900s, was twee verskillende spesies gewees. En dan kom jy by die 1980s en die manne van die 1980s en die manne van die 1950s is weer twee verskillende manne. En dan kom ons nog in die nuwe millennium age, hierso na die 2000s en nou is ons al in 2025. En as ons net vat die manne van 2025 en die manne van die 1950s, is twee wêreldwye verskillende spektrums van mans. Die geliefdes, wanneer ons na die verskille kyk, dan sien ons dat daar was dinge hier van toepassing wat nie meer vandag nog van toepassing is nie. My stiefpa was een van daai stoere Afrikaanse boereooms. Kyk, alles was reguit. Hy het my byvoorbeeld geleer dat 'n man lig nie sy hand vir 'n vrou nie. Dis hoe hy geleer is. Dit was 'n waarde wat in hom ingekleef was. En vandag is jy nie 'n man as jy nie jou vrou in toom kan hou nie. Sien ons die verskil? Vroeëre jare het 'n man 'n band kon ruil. Vandag het jy 'n app daarvoor. Waar jy net sê, kom fix my tyre en iemand anders te kom doen dit vir jou. Geliefdes, vroeër jare was mans broodwinners gewees. En in vandag se tyd sien ons hoe dat selfs die vrouens 'n groot deel van die inkomste
in die huis indra. Geliefdes, om by die ware konklusie te kom van wat 'n man is, gaan ons heeldag hier moet staan en al hierdie dinge moet beredeneer. Ons is almal anders te groot gemaak. Ons het almal in verskillende tye groot geword. En ons is almal is anders te geleer. Maar nou kom ons by hierdie term, 'n man van God. Weereens, 'n term wat deur die wêreld gevat is en weer heeltemal uitmekaar uitgeskeur is. Wat is 'n man van God? As ons net kan kyk na die eerste voorbeelde, as ons kan kyk na manne soos Abraham, wat opgestaan het as 'n man van God, was hy foutloos? Glad nie. Ons kyk na Moses, ons kyk na koning Dawid, ons kyk na Josua, ons kan kyk na die disippels, ons kan kyk na my gunsteling, ou Paulus. Ons kan selfs kyk na manne wat na die Bybelse tyd geleef het, wanneer ons kyk na broeders soos E.M. Bounds, Andrew Murray, Charles Spurgeon, R.A. Torrey, manne wat groot dinge vir die evangelie bereik het. Manne wat uitgestaan het met hierdie teenwoordigheid van man van God. Was daar verskille tussen hierdie manne? Definitief. Definitief. Maar tog het hierdie manne dieselfde gelyk. Hierdie manne het dieselfde geruik. Hierdie manne het dieselfde gepraat, hulle het dieselfde opgetree, juis omdat hulle nie gepla was oor die standaarde wat die wêreld nou wil inbring en 'n mens kom vorm van dit is hoe 'n man van God behoort te lyk nie. Hierdie manne se prioriteite, hulle gedagtes, was glad en al nie in die wêreld gesentreer nie, maar eerder uit en uit in God vir wie hulle gestaan het. En geliefdes, dis eintlik dit wat ons in hierdie gedagtes sou sien. Die verskil tussen die man van die Here en 'n man van die wêreld. En wat ons inderdaad dit eerste moet raak sien is dat daar 'n man van die Here op die toneel verskyn het en nou ons weet nie wat is sy naam nie. Ons kan nou nie vir hom erkenning gee nie. Maar inderdaad dit alles maak dit glad en al nie saak nie. Hierdie man van die Here was daar met 'n doel. En daardie doel, geliefdes, was om die oordeele oor Jerobeam uit te spreek. En as jy nou so gaan kyk oor die lewe van Jerobeam, dan sien ons dat hier staan ons eintlik met 'n profeet, want hierdie ou Jerobeam was 'n koning as ook 'n priester. Hierdie priester dan nou nie 'n man van God nie. Jy sien, in Genesis 12 lees ons van die roeping deur die Here aan Abraham. Ons lees hoe dat die Here met Moses gepraat het deur 'n brandende bos, daartoe hy sy roeping ontvang het. Ons kan dieselfde toepas met Dawid, toe hy besig was om sy skape op te pas, en toe hy vir Goliat oorwin het, daarna die Here hom gesalf as koning. Ons lees van die roeping van Josua, Josua hoofstuk 1. Ons kan lees van die roeping van die disippels, daar toe hulle besig was om vis te vang en die Here Jesus kom by hulle en hy sê vir hulle, hoor hierso, kom saam met my, julle gaan nie vissers van visse wees nie, maar ek gaan julle vissers van mense maak. Handelinge hoofstuk 9 lees ons van Saulus, wat op die pad van Damaskus geloop het en 'n wit lig omsingel hom en die Here red hom en roep hom tot voltydse diens. Dit sien net soos wat dit werk met saligheid, geliefdes, kan jy nie eendag net wakker word en besluit dat jy kind van die Here is nie. So ook nie met roeping nie. En Jerobeam was die tipe man gewees, want terwyl hy koning was, en hy almal regeer het, en hy hierdie wonderlike dinge gedoen het,
het hy gedink, wat kan ek nog op my CV plaas? Hoe kan ek myself nog meer wonderbaarlik maak? En dis toe hy homself gaan eien het as 'n priester. En jy sien dit in sy roeping, jy sien dit in sy werk, dat dit glad en al nie goed gegaan het met hom nie. Ek meen, die Here het in hoofstuk 14 vers 11, het die Here sy kinders verdoem, almal wat in Jerobeam behoort het, omdat hy nie gedoen het, dat hy nie waarlik 'n man van God was nie. Jy sien, dit is baie maklik om besig te wees met die dinge van die Here, moeiliker om besig te wees met die Here van die dinge. Hy was nie deur die Here gebruik nie. Hy het nie die volk op die regte pad gelei nie. Hy was nie 'n man van God nie. Sien, hierdie man wou the best of both worlds gehad het, een voet in die wêreld en een voet in die kerk. En nou weet ons dat niemand kan twee Here dien nie, want of hy sal die een haat en die ander een lief hê, of hy sal die een aanhang en die ander een verag. Jy kan nie God en Mammon dien nie. En geliefdes, nou sien ons hierdie duidelike verskil toe die man van God ewe skielik op die toneel verskyn. Hier is 'n verandering, hier is 'n kontras. En ons kan baie duidelik sien met die Bybel wat hom noem 'n man van God, wat hierdie man se optredes was. En geliefdes, in plaas daarvan om die wêreld te gaan raad vra oor hoe 'n man van God behoort te lyk, kan ons net kyk wat sê die woord. Ons kan net sien wat sê die Bybel, wat is vir ons opgeteken, want die vraag is, watter man wil ek wees? Watter pappa wil ek in hierdie dag wees? Wil ek 'n man wees wat deur die wêreld heen en weer geslinger word? Of wil ek 'n man van die Here wees wat standvastig geplant is in die Here? Gaan ek 'n man wees wat vir niks staan nie? Jy weet, as jy vir niks staan nie, gaan jy vir alles val. Of gaan ek soos hierdie naamlose man wees, waarom my naam nie eers saak maak nie, maar dat ek die getuienis van God die Vader uitdra? Die geliefdes, so wil ek vanmôre net, wat ons net so vinnig uitgou kyk, wat het hierdie man van God gedoen? Hoe het hierdie man van God opgetree? Dat hy nie soos die wêreld gelyk het, geryk het, geklink het nie. En wat kan ek in my lewe toepas, sodat ek ook waarlik kan staan as 'n man van God? Die eerste ding is dat 'n man van God is in staat om na sy stem te luister. 'n Man van God kan God se stem hoor. Kyk wat sê vers 1. Toe kom daar 'n man van God uit Juda. Hoe het hy daar gekom? Op sy eie idees, op sy eie opinies, sy eie reiskaart? Nee, deur die woord van die Here het hy daar aangekom. God het met hom gepraat. Deur die opdrag van die Here kom die man van God daar waar hy behoort te wees. Hy het geluister na die opdrag wat God vir hom gekry het. Geliefdes, hy was in staat om die stem van die Here te kan hoor. En om die stem van die Here te kan hoor, beteken alleenlik een ding. Dit beteken dat daar was 'n verhouding tussen God en mens. 'n Verhouding waar God kon praat en hierdie man kon luister. Jerobeam het ook gemeen dat hy 'n man van God was, maar hy was glad en al nie in staat om die woord van die stem van die Here te hoor nie. Jerobeam was alleenlik priester gewees omdat hy homself daar gestel het. Hy het dit gedoen vir sy eie voordele, vir sy eie status. Maar in en deur dit alles was daar geen koneksie gewees tussen hierdie man en God nie. Hy het nie die stem van die Here gehoor nie. Maar die ware man van God was anders. Dis dat Jesaja beloof. Hy sê,
En jou ore sal 'n woord agter jou hoor wat sê dit is die weg, wandel daarop, wanneer jy regs of wanneer jy links wil gaan. Geliefdes, in hierdie de mekaar tyd waarin ons leef, is dit noodsaaklik dat ons ingestel sal wees om die stem van God te hoor, veral ons as mans. Veral ons as pappas wat as koning, priester en profeet van ons eie huise staan. Vir ons na wie die gesin kyk vir leiding. Ons vrou, ons kinders kyk na ons vir advies. En in dit is dit van uiterste belang dat elke pappa, man sal kan getuig dat ek die stem van God in my lewe hoor. Wat ek moet doen, hoe ek moet optree, waarna heen ons moet gaan, hoe ons dit gaan doen. Geliefdes, as ek nie na die stem van die Here luister nie, dan mis ek sy plan. En as ek sy plan mis, dan mis my gesin die Here se plan. Psalm 95 vers 7 sê, want hy is ons God, en ons is die volk van sy weide en die skaap van sy hand. Ag, as julle vandag maar na sy stem wou luister. Geliefdes, ek is in my hart oortuig dat as elke man net sal opstaan en na die stem van die Here sou luister, dan sou ons vandag in 'n heeltemal anderste wêreld geleef het. Ek is in my hart oortuig dat as elke man opgestaan het om te luister na die stem van die Here, dan sal ons weeshuise baie minder gewees het. Kindertjies wat uitgeroep het na 'n voorbeeld, baie minder gewees het. As daar net 'n pappa was wat vir die gesin sou kon gesê het, so sê die Here. So die Here vir my gesê, en so sê die Here vir ons gesin. En geliefdes, as ons wil begin bepaal wat 'n man van God is, dan begin dit hier. Dit begin hier. Dit begin hier of jy as man in staat is om die stem van God in jou lewe te hoor. Dit begin hier by jou eie persoonlike verhouding met die Here, waar ons stil word voor sy aangesig om te hoor wat hy vir ons wil sê. Is u ingeskakel om die stem van die Here te kan hoor? Hoor u waarheen hy u lei? Hoor u waar hy vir jou en jou huisgesin wil bring? Die tweede gedagte sien ons daarin dat die man van die Here is nie bang om vir God uit te staan nie. Vers 2. Hy het uitgeroep teen die altaar deur die woord van die Here en gesê, altaar, altaar, so spreek die Here. Kyk, 'n seun sal gebore word van Dawid met die naam Josia, en hy sal op jou slag die priesters van die hoogtes wat op jou offerhoop laat opgaan, en op jou sal mensebene verbrand word. Liefdes, kyk net na hierdie man se optrede. Daardie gedeelte leer ons baie duidelik dat hierdie man het uitgeroep. Nie saggies gefluister nie. Hy het nie dingetjies wou verdoen nie. Deurdat hy na die stem van die Here geluister het hy nie alleenlik gekom op die plek waar die Here hom wou gehaat het nie, maar hy het ook daar gekom met 'n boodskap. 'n Boodskap om vir hierdie mense te vertel. En geliefdes, ek is nou nie 'n Bloubil ondersteuner. Glad en al nie. Maar iets waarvoor ek baie respek het, is vir Pretoria wanneer die Bloubulle speel. Het julle al gesien hoe word alles wat groen is blou? Die bome is blou, die mol is blou, die karre is blou, die mense is blou, alles is blou. En dis eintlik hoekom ek 'n stommer geword het, om, jy weet, net die teenkanting, net so bietjie wit in die blou in te bring.
Die geliefdes, dink net vir jouself hoe dit sou gelyk het as die manne van God opgestaan het soos wat die blou bulle opstaan in Pretoria. Om te wys dit waarvoor ons staan. Om te wys vir dit wat ons ondersteun. Om te wys die rigting waarin ons gaan. Om te wys hoe dat ons saam staan. Al die manne van die Here net so kon uitstaan. As die Here se naam deur elke man van God soos hierdie man uitgeroep kan word, nie saggies gefluister eenkant daar in 'n hoekie nie. Dink net as elke man kan staan vir die een ware saak, die saak van God. En hierdie man het nie net gekom en 'n boodskap lig wegkom verkondig nie. Hy het uitgeroep, hy het uitgeskree dit waarvoor hy staan. Geliefdes, is ons nog bereid om uit te roep vir die saak van die Here? Is ons bereid om te staan terwyl die wêreld nog plat sit? Is ons bereid om te staan en te sê dat die dinge in ons omgewing, die dinge in ons land, die dinge in ons dorp, dis nie soos wat dit behoort te wees nie. Dis die vermaaning van Paulus. Hy sê in Romeine 12 vers 1 tot 2, ek vermaan julle dan broeders by die ontferminge van God, dat julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens, en dan word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Dis wanneer ons staan as mans, papas, wanneer ons staan as mans, kan die wêreld daar buite sien ons is anders. Kan hulle sien dat ons praat anders, ons dink anders, ons tree anders op. Kan die wêreld dit daar buite sien? Die geliefdes, ek wil regtig sê dat die wêreld het nodig om dit te sien. Die wêreld het nodig om te sien hoe dat ons as papas uitstaan, as manne vir God, uitstaan vir die saak van die Here. Matteus 5 vers 14 tot 16 sê, julle is die lig van die wêreld. 'n Stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie, en 'n mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder die maatemmer nie, maar op die staander, en dit skyn vir almal wat in die huis is. Laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemele is verheerlik. Dit is ons roeping. Dis ons taak, dat ons sal uitstaan vir die Here, en deurdat dit wat hulle in my lewe sien, hulle God daarvoor kan verheerlik. Ek gaan nie altyd die pat op die skouer kry nie, soos hierdie naamlose man, maar belangrik dat ons sal uitstaan vir die Here. Derdens sien ons dat 'n man van God kan deur die Here gebruik word. Vers 3 sê, en hy dieselfde dag 'n wonderteken aangekondig en gesê, dit is die wonderteken dat die Here gespreek het. Kyk, die altaar sal uitmekaar skeur en die as wat daarop is afgegooi word. Geliefdes, die Here het nog nooit iemand gered om hom eenkant daar te los nie. 'n Man van die Here, 'n man van God, het altyd 'n doel. Het altyd 'n taak. Het altyd iets wat hy by die koninkryk van die Here kan byvoeg. 'n Man van God word deur die Here gebruik om sy koninkryk hier op aarde verder te vat. En geliefdes, as 'n man van die Here sê hy het nie 'n doel nie, hy weet nie waarvoor die Here hom gebruik nie, dan moet hy terugkom by punt 1.
om weer in staan te kom om die stem van die Here te hoor. Wanneer ons die stem van die Here hoor, sal ons baie duidelik sien wat God vir ons in gedagte het. Net hier buite Vogwel het ek 'n vriend, en die vriend van my het, ek weet nie eens hoeveel nie, maar ek skat seker so 10, 15 Datsuns wat so in 'n garage staan. Een man met so baie karre. En daai karre staan daar, hulle lyk mooi, is baie oulik. Maar hy kan net een op 'n slag ry. Weet jy hoeveel manne van die Here is nie deel van daai Datsun groepie nie. Staan in die garage en ons lyk mooi. Ons sê wat ons moet sê. Ons toon dit wat ons moet toon. Maar bruikbaar vir die doel waarvoor ons gebruik. Daai karre is gemaak om te ry, nie om te staan nie. En so met 'n man van God ook. Ons is gemaak om gebruik te word. Nie om net een kant daar in 'n hoekie te sit en niks te beteken nie. Efesiërs 2 vers 10 sê, want ons is sy maaksel geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het sodat ons daarin kan wandel. Liewe man van God, wat is jou doel? Wat is jou taak? Waarvoor wil die Here jou gebruik in hierdie tyd? Wat wil hy deur jou sê? Wat wil hy deur jou hande doen? 'n Man van God het altyd iets om vir die Here te doen. En nou sê Paulus vir Timoteus, as iemand hom dus hiervan deeglik reinig, sal hy 'n voorwerp tot eer wees, geheilig en bruikbaar vir die Here, toeberei vir elke goeie werk. Wat doen ons as manne van God, vir God, in hierdie dag, in 2025? Wat doen ons? Vierdens, sien ons dat 'n man van God ontvang beantwoording op gebed. Toe begin die koning om aan die man van God te sê, smeek tog die aangesig van die Here jou God om genade en bid vir my, dat my hand tot my terugkeer. En die man van God het die aangesig van die Here om genade gesmeek, sodat die hand van die koning tot hom terugkeer en dit soos tevore was. So hier sien ons hierdie gesindheid van Jerobeam. Jerobeam is besig met nonsens en die Here raak vir Jerobeam aan en hy word siek. Iets gebeur met sy hand is stokstyf en hy kan sy hand nie terugtrek nie. Hoekom bid hy nie tot die Here nie? Hoekom vra hy nie die Here? Hy is mos 'n priester. Verbeel julle vir 'n oomblik, ek kom staan hier voor julle en ek sê vir julle, hoorie, ek wil nie bid nie. Kan dit nie vir julle 'n paar rooi ligte wees wat aangaan nie? Natuurlik. Hierdie priester is te skaam om te bid. Hy vra vir daardie man van God, want hy kan in sy lewe sien die Here is besig om deur hom te werk. Hy vra vir die Here, help hom asseblief. En wat gebeur? God hoor die man van God se gebed aan. En die Here genees. Sy geliefdes, daar is verskeie redes hoekom die Here ons gebede nie sal beantwoord nie. Die eerste een ken ons baie goed, en dit vind ons in Johannes. Ons weet dat God nie sondaars verhoor nie, maar as iemand godsvreesend is en sy wil doen, die verhoor hy. So die eerste rede hoekom Jerobeam nie die vrymoedigheid in sy lewe gehad het om te bid nie, omdat hy geweet het daar is sonde. Sonde het hom gekeer, sonde het die blokkade gemaak. En ook daarmee saam, wanneer ons nie bid volgens die wil van die Here nie, dis die vrymoedigheid wat ons teenoor hom het, dat hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil. Dis hoekom ek nog nie M3 het nie. En ek weet, dis nie die wil van die Here vir my lewe nie. Ek kan bid en bid en bid, as die Here dit nie in my toekoms vir my het nie, gaan ek dit nie kry nie. En geliefdes, ons bid baie keer die verkeerde dinge, omdat ons nie die woord van die Here in ons lewens toepas nie.
Die woord van die Here leer ons, wat is die wil van God vir my lewe? En daarin sal die Here kom voorsien. Reg deur die skrif kry ons voorbeelde van gebeure tussen die manne van die Here en manne wat hom nie geken het nie. Dink byvoorbeeld aan Simon die towenaar. Toe hulle daar die Heilige Gees uitstort, toe hardloop hy na Petrus toe vra, kan ek asseblief hierdie by jou koop? Geen gedagte daarin om die Here te leer ken nie, geen gedagte daarin om in hom te groei nie. Dit is net ek en ek. Nogmaals ek. Dis nie wat die Here van ons verwag nie. En in en deur dit is dit baie duidelik. Wanneer 'n man van God bid, dan beantwoord die Here sy gebede. Die Here beantwoord dit. En laaste vanmôre kan ons baie duidelik sien. 'n Man van God het die Here as eerste prioriteit. Daarop sê die koning aan die man van God, kom met my saam huis toe en versterk jou en laat ek jou 'n geskenk gee. Maar die man van God sê vir die koning, al gee u my die helfte van u huis, ek kan nie met u saamgaan nie en ek kan geen brood eet of drink in hierdie plek nie. Hierdie man het dit baie duidelik gemaak wat sy prioriteit was. Baie duidelik. Omdat hy in staat was om die stem van die Here te hoor, omdat hy vir die Here uitgestaan het, omdat hy gewerk het, daar waar die Here hom nodig gehad het, omdat die Here sy gebede beantwoord het, sou sy prioriteite nie die mekaar geraak het nie. Hy het geweet, as hy saam met Jerobeam sou gaan, sou hy nie in die wil van die Here wees nie. Hy het geweet, dat dit wat Jerobeam hom wou gee, nie van God was nie. Hy het geweet dat hierdie man het een of ander slinkse, bose plan, skelm ding wat hy nou weer wil afjokkel hier aan hom, en dit gaan hom alleenlik van koers afbring. Maak nie saak wat hierdie man hom gee nie. Hy sê vir hom, maak nie saak wat jy my gee nie. Ek gaan op koers bly. Maak nie saak wat jy my kom aanbied nie, al is dit die helfte van jou huis. Ek kom nie saam nie. Maak nie saak wat 'n geskenkie wat my wil gee nie. En dis oukei. Hy was gelukkig met sy vrede in die Here. Glad en al nie belang gestel in die dingetjies van die wêreld nie. Die Here het hom bevredig. En nou skryf Paulus in Kolossense, hy sê, as julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo, waar Christus is. En aan die regterhand van God sit, bedink die dinge wat daarbo is, en nie die dinge wat hier op aarde is nie. En geliefdes, dit is baie maklik om die dinge wat hier op aarde is, te bedink bo die dinge wat daarbo in die hemel is. Ek praat nie asof ek dit ten volle begryp het nie. As daar 'n M5 verby my ry, 'n mooi kar, ek kyk. Maar is dit waarin ek my gedagtes moet bestee? Nee, bedink die dinge wat daarbo is. En ons kan dit weer terugbring by die Bloubil illustrasie. Want julle, as daar 'n Bloubil wedstryd is op 'n Saterdag, dan begin dit al 'n maand voor die tyd. Die hout word al reggekap. Die vure is al beplan. Wie kom nie, wie gaan waar sit, hoe gaan hulle sit, dat daar genoeg spasie is vir almal en al die klas van goed, alles word so uiteengesit. Wanneer die Bloubil wedstryd begin, dan ken elkeen sy plek, elkeen ken sy doel. Hulle weet wat hulle hier gaan verrig. Hulle hardloop vir hulle prioriteite. Hulle hardloop vir hulle span. Hulle hardloop vir dit wat hulle wil bereik. Net so behoort ons eerste prioriteit die Here te wees. Net so. 'n Man van God se eerste prioriteit is God. Maak nie saak hoe, wat, waar. En geliefdes, as jy dit in 'n man van God se lewe sien, weet jy waartoe trek die uitvloeisel? Eerste, sy vrou. Tweede, sy kinders. Jy sien dit baie duidelik. Baie duidelik.
En dus die vermaning wat ons kry vanuit die Ou Testament, vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie, ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Wanneer hy my eerste prioriteit is my paaie gelyk. Geliefdes, om alles saam te vat. Die wêreld het regtig baie groot opinies van wat 'n man behoort te wees. Hoe 'n man moet lyk, hoe 'n man moet ryk. Maar om 'n man van God te wees, het net een standaard. Net een. En dis die woord van die Here. Ons kan dit nie gaan verander nie. Die woord van die Here het uitdruklik vir ons kom wys vanuit hierdie man van God se voorbeeld. Hoe dat 'n man van God lewe om die stem van God te hoor. Hy lewe om vir God uit te staan. Hy lewe om deur God gebruik te word. Hy lewe deur die beantwoording op gebed. En hy lewe as God as sy eerste prioriteit. En ons kan onsself hieraan meet, man of vrou. Man of vrou, ek het nie net vir die manne gepraat vanoggend. Vrouens, ons kan onsself ook hieraan meet. En Paulus kom en hy sê, maar jy, man van God, vlug van hierdie dinge weg en jaag na die geregtigheid, godsaligheid, geloof, liefde, lydsaamheid, sagmoedigheid. Jaag weg wat? Vlug van wat weg? Vlug weg van die dinge van die wêreld. Vlug weg van hierdie idee dat elke man moet 'n baard dra. As hy nie 'n baard dra nie, is hy nie 'n man nie. Vlug weg van hierdie gedagtes waar daar gesê word dat as jy nie 'n Toyota ry nie, dan is jy nie 'n man nie. Vlug weg. Vlug weg van dit wat die Satan, die duiwel, die vader van hierdie wêreld in ons gemoedere kom plaas en word 'n man van God. Een standaard volgens die woord van die Here. En so kom praat die Here met elke een van ons vanmôre. Hoe lyk ons gebedslewe, geliefdes? Hoe lyk dit wanneer ons in die wêreld daar buite rondloop? Staan ons nog uit vir die Here? Word ek nog gebruik deur hom? Geliefdes, wanneer ek in my binnekamer ingaan en ek kan word stil, beleef ek nog beantwoording op my gebed? Het ek die Here vandag as my eerste prioriteit? Geliefdes, mag ons die Here vertrou vir die nadenking van hierdie gedagte en dat hy aan ons harte sal kom toon. Daar waar ons nog so 'n bietjie tekort kom en kan verander tot sy eer. Amen. Kom ons bid saam. Dierbare Here, terwyl ons hierdie gedagte oordink, is dit so maklik om die saampakking van menslike idees en gedagtes in ons lewens te kan voel. Here, mag ons nie gefokus wees in hierdie dag oor wat 'n man van hierdie wêreld is nie. Maar dit is waarlik, Here, in ons stilte, hier in ons harte en ons gemoedere sal uitkom by die gedagte van wat 'n man van God is. En Here, dat eerder wanneer ons die dinge van die wêreld wil belê, dat ons eerder sal belê in ons eie verhouding tot U. Ons weet, Here, dat dit is nie maklik nie. Ons weet, Here, ons manne het te doen met baie uitdagings. Baie dinge, Here, wat hulle baie keer kan kom onderdruk. Maar, Here, ons wil waarlik kom bid vir ons omgewing, vir ons gemeente en ons omgewing, vir ons dorp. Dat manne weer manne van God sal wees. Dat manne weer sal opstaan vir dit wat reg is. Here, ons wil kom bid vir pappas in die wye spektrum, wat weer die nood het
om hulle kinders groot te maak in die weë van die Here met 'n man van God as voorbeeld. Here, ons wil kom bid vir ons land, waar ons kan sien hoeveel kindertjies paanloos groot word. Maar Here, wanneer ons hierdie gedagte begin, Here, begin by my. Begin by my, Here, dat ek fyn ingestel sal wees op die stem van die Here. Help ons, Here, dat ons sal uitstaan en deur dit alles, dat ons deur U gebruik sal kan word. Dat ons beantwoording op ons gebede sal kan kry. Wees ons genadig, Here, in hierdie laaste tyd, dat U wil en deur dit alles sal geskied. Ons bid dit, Here, in diepe afhanklikheid. Ons weet, Here, dis nie maklik nie. Maar saam met U weet ons alle dinge is moontlik. Dankie, Here, vir U goedheid. Dankie, Here, vir U guns en dat ons U kan vertrou om daardie goeie werk wat U in ons lewens begin het, Here, dat U dit sal volëindig tot op die dag van verlossing. Amen.